Wat is die tyd nou? Jesus tyd. Deur leraar Henry Botha. Goeiedag julle, ek hoop dit gaan goed met julle. Ek wil graag 'n kort boodskapie met julle deel en ek wil graag vra kyk tot op die einde. Wat ek graag wil beoog met hierdie boodskapie is om die vraag rondom waar staan ons? Is dit nou die tyd? Is hierdie die tekens dat die dinge nou gaan gebeur? Geniet elke oomblik daarvan. Asseblief as jy een gevra het, laat weet vir my. Jy ken my nommer, jy kan my WhatsApp by 073-416-8813. As jy Bybelstudies wil hê rondom enige van hierdie onderwerpies wat jy dalk van hoor of profesie, Bybelstudies, laat weet vir my. Ons bewerkstellig dit vir u maklik en ons stuur dit graag vir u aan. 073-416-8813. En onthou, my bedoeling van hierdie boodskap is net om inligting te deel van wat ons nou tans weet, en die hoofrede daarvan is dat ek nie verdwaal word in allerhande inligting wat onnodig is of moontlik nie waar is nie. Maar een ding is verseker, Bybelprofesie is besig om uit te speel. En Jesus is aan bewind. En ek het net nodig om te fokus en gekonsentreer op die Bybel, profesie en soos die Heilige Gees ons lei deur die profesie. En so gaan ons wysheid gee om te fokus van dit wat om ons gebeur. Mag die Here u seën terwyl ons hierdie paar minute saam gaan spandeer. Die hele vraag is dit nou die tyd? Is dit nou die tyd van die einde wat alles gaan gebeur? Is hierdie die tekens wat ons sien by die eerste dier en die tweede dier? 'n Stelling word gemaak rondom die gedagte dat die FSA nou 2 wêreldleiers het. Ultimately, believers and non-believers alike will have to wait and see how Trump and Leo era plays out. En ek dink baie staan in verwagting en in verwondering, wat gaan nou volgende gebeur? Is dit die teken van die einde? Is dit wat alles op 'n einde gaan bring in die volgende paar maande, of 'n jaar, of 2 jaar, of 3 jaar? Wat verwag ons? En met die stelling word daar gesê, dat gelowiges en ongelowiges, altesaam, moet net wag en kyk, hoe die 2 in hulle era die dinge uitspeel. Met dit bygesê wil ek graag herinnering van Openbaring 17 vers 9 tot 11 en die spesifieke rede kom ek dit doen. Soos jy op die skerm sien is daar 3 blokke. Nou die eerste een kan jy klaar sien, daar's 'n rooi kruis deur, want in hierdie laaste week, in hierdie laaste maand is hy verkeerd verklaar. Daar is sekere groepbewegings wat hierdie konsep ontwikkel het, onbybels, maar hulle haal aan by die vers van Openbaring 17 vanaf vers 10. En hulle is 7 konings, 5 het geval en 1 is. Die ander een het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die 8ste, en hy behoort by die 7 en gaan na die verderf. Daar was 'n paar wat die gedagte gehad het, omdat dit praat van 8 konings. Het daar hierdie paar mense gedink, na die wêreldoorlog, tel hulle af volgens die pause wat in bewind is, en het gereken by die 8ste sal dit die laaste een wees. Nou, ronduit wil ek graag noem, hierdie is 'n mensopgemaakte gedagte, want daar's geen aanduiding van hierdie geval, of met enige ander profesie in die skrif, dat daar so iets van sprake is nie. Wat wel van sprake is die volgende 2 idees. Dis Daniël 7 en Openbaring 13 in die middelblok. Kan jy sien soos wat dit in Daniël 2, 7 en Openbaring 13 voorkom, waar Babylon, Mede-Perse, Griekeland, die Romeinse Ryk, die verdeelde ryk, dan is dit die pausdom, FSA, en dan die pausdom wat herstel. En dit speel rondom dit wat God ingegee het, en vir ons openbaar. Die volgende gedagte is die ander gedagte wat party mense gebruik,
Al twee het dieselfde uitwerking. Die tweede gedagte is net dat dit kyk na die wêreld regerings van die begin van die Bybel af. En dit begin by Egipte, dan Assirië, Babylon, Mede-Persië, Griekeland, Romeinse, die Papacy, VSA en dan weer die pausdom wat sy wond genees. Die uitwerking daarvan bly dieselfde. My groot doel wat ek graag met hierdie wil wys is, die Bybelse profesie staan nog in plek en dit sal nooit verander nie, want God het dit gegee en God het die uitleg gegee. Dit wat mense voorkom, en hierdie ene het ek nou maar net as 'n voorbeeld gebruik waar hulle afgetel het, dat hulle gedink het, dat die paus wat nou gesterf het, is die laaste een. Wel, daar sal klaar weer sprake dat hulle sê, hierdie is nou die laaste een. Ek wil eerder sê, kom ons volg en bly by die Bybelse gedagtes en profesie wat God gegee het. So kom ons kyk na 'n paar feite wat ons het rondom dit wat ons het aangaande die nuwe paus, want daar kan ons 'n bietjie van 'n vergelyking maak en ek wil graag dit deurwerk, net die paar punte wat ons het, sodat ons nie hoef onsself vas te vang in die media wat vir ons leuns kan vertel nie. Maar oftewel, ons moet wel waaksaam wees. Dinge is wel besig om te gebeur, soos wat ons almal sien, hoor en profesie gewys. Maar op 8 Mei 2025 is geskiedenis gemaak met die verkiesing van kardinaal Robert Francis Prevost as die nuwe paus, Leo die 14de. Nou, hy is die eerste paus wat in die Verenigde State gebore is en die eerste lid van die Augustynse orde wat tot hierdie ampt verkies. En dis wat dit so anders maak as met die vorige gevalle. So wie is hy? Net so 'n bietjie agtergrond om te sien van wat nou die verskil en die merkwaardigheid van hom as paus maak. Paus Leo die 14de is in 1955 in Chicago gebore, met 'n diverse agtergrond met Franse, Italiaanse en Spaanse afkoms. Hy het meer as 2 dekades in Peru deurgebring as sendeling en biskop. Sy werk in Peru het hom 'n diep verbintenis met Latyns-Amerika gegee. En hy het later dubbele burgerskap van die VSA en Peru verkry. Wat ons daaruit neem is dat hy is gefokus op sendingswerk, wat 'n aanklank kan vind by die beweging van die World Councils of Churches. Verder in 2023 is hy deur Paus Franciscus aangestel as 'n prefect van die dikasie vir biskoppe en president van die pontifikale kommissie vir Latyns-Amerika. Hier is nog 'n, soos hulle in Engels sê, this is a big deal. Maar daardie selfde jaar is hy tot kardinaal verhef, wat so 'n profiel binne die Vatikaan aansienlik verhoog het. Sy naam, Paus Leo die 14de se keuse van naam verwys na Paus Leo die 13de, bekend vir sy sosiale leerstelling en ondersteuning van werkersregte. So hierdie keuse dui op 'n voortsetting van 'n sosiaal bewuste benadering binne die kerk en dit bring aanduiding van hoe hy sy bediening sal deurbring. Dan wat beteken dit dat Paus Leo die 14de sy eerste verskyning maak in die Musetta en die tradisionele rooi stole drag? Op die skerm kan jy sien daar die vorige paus, toe hy aan bewind kom, het hy die wit drag aangehaat en aan die regterkant staan Paus Leo die 14de met die abnormale ene, die Musetta. En die vraag is, hoekom? Wat is die verskil daarvan? En dis wat ek graag met u wil deel. En ek wil graag net doen hier terloops. Die informasie wat ek gee is net 'n paar informasie wat ek kon kry om hierdie kort boodskap hier deur te bring, sodat ons nie hoef te wonder en dat ons kan vasstaan in die Bybelse profesie. En dan sou ek nie vasgevang word in verskillende misleidings, soos die media dit versprei nie. Maar kom ons kom terug na hoekom hy die Musetta dra. Dis herkenning van tradisie. Hier is 'n paar belangrike punte wat deurkom, want dit wys dat hy respek het vir die lang geskiedenis van die pauslike ampt en die rol daarvan in die liturgie. Dis ook die herstel van die formele verwaardigheid
as majesteit van die Vatikaan en sy leierskap weer sterker te beklemtoon. En dit bring vir ons die profetiese gedagtevorming as hy weer die waardigheid van die majesteit van die Vatikaan hier aanneem en beklemtoon, kan dit baie dinge vorentoe verder beteken. So 'n bietjie meer uitbrei daaroor. Maar die kleredrag is nie noodwendig dat hy teen Franciscus is nie, maar dat hy net 'n ander styl van simboliek en leierskap aanneem. Sy sinspeling is op 'n meer konservatiewe teologiese rigting. En hierdie is 'n baie belangrike punt rondom dat hy konservatief teologies gefokus is. En dit bring ons meer terug na die konsep waar die Bybelprofesie moet uitspeel. En ons dink ook hoe die konservatiewe teologiese gedagtes gevorm het, veral oor die tydperk waar die eerste dier in bewind was vir 1260 jaar. Donker eeue, vervolging ensovoorts. Nou die teologiese benadering van Paus Leo XIV word beskou as 'n gemagtige figuur wat progressief is oor sosiale kwessies, soos immigrasie en minderheidsregte, maar konservatief oor sake soos abortus en geslagsrolle. Nou hierdie gebalanseerde benadering het hom 'n konsensuskandidaat gemaak onder 'n kardinale tydens die konkwale. En dan ons volgende fokus is die toekomstige uitdagings. Is Paus Leo XIV se pontifikaat sal verskynlik fokus op die hantering van die interne kerkkwessies, soos finansies, hervorming en die seksuele misbruikkrisis, sowel as 'n eksterne uitdaging soos die verhouding met die FSA se regering en die bevordering van eenheid binne 'n polariserende wêreld. En hierdie is 'n belangrike punt om aan te ondersoek verder vorentoe en om te kyk hoe dit gaan uitspeel. Dit is rondom die nuwe paus wat aangestel is. Maar daar's ander gebeure wat ook in die laaste week gebeur het. En dit is by die FSA se National Prayer Day 1 Mei 2025. En president Trump het iets baie interessants gesê en wat afgekondig is ook deur Pam Bondi en dan dit wat daar rondom gebeur het en wie almal saam gebid het. Maar kom ek wys hier vir die kort klip en dan maak ons 'n paar punte daaruit. Bringing back religion in our country, and we're bringing it back quickly and strongly. Because for America to be a great nation, we must always be one nation under God, a phrase that they would like to get rid of, the radical left. You know, they say separation. They say separation between church and state, they told me. I said, all right, let's forget about that for one time. We said, really, the separation? I don't know. Is that a good thing or a bad thing? I'm not sure. But whether there's separation or not, you guys are in the White House where you should be, and you're representing our country, and we're bringing religion back to our country, and it's a big deal. And I think God answered other prayers because he's put in an administration to run this country that's going to make you proud again. It's going to make you believe and believe more again. And I created a historic White House faith office in the West Wing, and I wanted them to have that office. Never happened before. I don't think that's ever happened before, right? The people of faith have never been allowed in the White House. We'll probably be sued tomorrow because they're going to say church, separation of church and state. Can't do that, right? But we'll win. Pam will win that suit. She wins them. She ultimately wins them. She gets them. Sometimes they get a judge that's not so good, but she ultimately wins. That's what it's all about, right, Pam? And as senior advisor to President Trump of the newly created and historic White House Faith Office, I do carry a great responsibility to ensure that the voice of faith is not only heard, but also honored at the highest levels of government. And under President Donald Trump's leadership, faith has not been pushed aside. It has been brought back to where it always belongs, and that is center.
And America is once again seen as a moral and a spiritual leader on the global stage. This, I can say unequivocally, and I'm going to pray, is the fruit of a president who welcomes God into the very center of decision making. Now, let's pray and give him divine dreams, visions, show him. We call for a spiritual reset in our nation, a return to what is right. Well, thank you very much, Mr. President, for the formation of this commission, which I think is of extraordinary significance for our country. And thank you to so many of the top leaders of our country who are here, which show the priority you give to this very important theme. And with that, let us pray. Heavenly Father, Sovereign King, we bless you, we praise you, and we thank you for all your benefits to our country. We know that the rights we enjoy to life, to liberty, to the pursuit of happiness are given not by government or popular consensus, but by you. We acknowledge, Lord, that since just law is grounded in moral law, and moral law in eternal law, we are indeed a nation under God. Goed, so dit was nou dan die National Prayer of Day, wat ingebring was deur ou president Ronald Reagan. Nou dit het plaasgevind 1 Mei 2025 en president Trump maak dit baie duidelik. Hy sê hy wil graag die godsdienst terugbring en sy woorde was quickly and strongly. So hy is nogal determined op hierdie gedagte. Hy praat van separation between church and state en die aanhalings wat hy gemaak het is forget about it at a one time. I don't know, is that a good thing or a bad thing? En dan kom hy en hy terug sê kom ons vergeet eers daai op 'n stadium, maar kom ons sit geloof terug waar dit hoort. En dan sê hy it is a big deal. En hy is baie trots daarop en dit gaan weer 'n trotse land wees omdat die godsdienst weer teruggebring word. Dis net 'n herinnering dat FSA se konstitusie is juis van so aard dat daar nie een godsdienst kan wees nie. En dit was juis so gevorm en geformuleer omdat die protestante, soos het hulle gevlug het van die Romeinse antichris in daai jare, het hulle by FSA aangekom met die gedagte dat hulle 'n land van hoop gaan stig. En hy so gestig dat die konstitusie juist daai punt maak dat daar nie weer 'n een geloof mag sal regeer nie. So om staat en kerk te verenig, om een geloof deur te trek, het sy dit die klomp gelowe wat saam staan in die formaat, beteken dit dat die konstitusie sal eers moet verander. So daai is 'n aanduiding waarvoor ons kan uitkyk. En as dit gebeur, kan ons dan die verdere gebeure na uitsien wat daar opvolg. Maar die hele gedagte kom deur. Hy is trots op en hy sê dit is 'n big deal. Want dan sê Pam Bondi, dis nou die Attorney General of the USA, wat na hom gepraat het en sy noem het, America is once again seen as a moral and spiritual leader on a global stage. En dis nog 'n ongelooflike stelling, want dit verklaar dat dit 'n geestelike leier wêreldwyd sal wees. En dit beteken, Openbaring 13 kom te sprake en kom in vervulling. En as jy graag daaroor lesings wil hê, laat weet, dan kan ons dit vir u aanstuur. Dan het daar ook nog iets interessant gebeur. En ons sien daar hoe president Trump net so aangetrek het, is nou met die dood van die post op, en hy het hier aangetrek en baie het gedink is 'n spotfoto. Maar die gedagte is, watter geloof sal hy promoveer met so 'n foto? Wat probeer hy sê? Want 'n man in sy status doen nie net iets blooteliks net as 'n grap nie. En ons sal nog later seker sien wat was die eindbedoeling daarvan. Ons nogal oogmerkend ook hoe hy die wit dra en die paus wat dan aangestel is die rooi drag. En dalk is dit 'n toeval of dalk nie, maar ons sal wel in die vroeë toekoms sal kan sien wat was die ware bedoeling daarvan.
Want die opmerkings wat ons miskien kan aan dink en wat miskien kommer wek, is dat dit dalk godslasterlik kan wees, waar homself in 'n rol sit in plaas van God. En as ek dit dan in 'n konteks kan sit, want hy in die vorige pause het nie sake goed mooi gesien nie, saam gesit nie, en daarom kon hy dalk dit as 'n spot gewees het, wat godslasterlik sou wees in hulle geval, want die paus word tog gesien aan hulle as 'n God op aarde. Dit kan ook gesien word as 'n soort anti-kris beeld, waar die politieke figure probeer om godsdienst en staatsmag te vermeng, en dis weer eens waar Openbaring 13 van sprake kom, en ook die godsdienst wat in plek gevorm word in die FSA, as 'n hooffokus. Dit kan ook as 'n bespotting gewees het, dit kon 'n teken van afval van die geloof gewees het, of 'n teken dat daar beweeg word na 'n vereniging van godsdienst en staatsmag. Al hierdie is onduidelik, maar ons is seker in die vroeë toekoms sal ons heel moontlik duidelikheid kry oor waarom hierdie gebeur het. Ons sien uit om hierdie tipe antwoorde later te sien, soos dinge vervul is. Maar van hierdie gebedsoggend was iets baie interessant, want die fokus wat president Trump en sy span van praat, is om die Christendom en geloof terug te bring. Dit was interessant dan om te sien wie almal daar in slotgebed deelgeneem het. Daar was die Joodse geloof, David Kastoff, daar was 'n Christen, Mike Johnson, daar was die Baptiste pastoor, Jonathan Jackson, daar was daar 'n biskop, William Byron, en dan die Presbyterian, Margaret Gibbon, daar was dan ook 'n moslim, Dr. Muhammad en Sheikh Akbar Sharif. Hy het nog gekyk en gepraat oor die intergeloof samekoms. En dit is waar die groot fokus lê, want die groot gedagte is dat hulle die geloof wil terugbring, maar soos hulle afsluit in hierdie gebed, waar alle verskillende gelowe, selfs 'n moslim geloof 'n stuk lees en gebed doen, beteken dit dat hy sit die geloof, die verskillende gelowe saam in een. Die godsdienstbeweging dan is 'n gesamentlike beweging. So dit is 'n intergeloof aksie. En dit is ook iets wat van die pausdom se kant af gepromoveer word. So op die National Day of Prayer, net om weer terug te kom van wat gesê was, bring godsdienst terug. En die woord wat gebruik was, quickly and strongly. En ek wil fokus en herinner vir die verskillende gelowe om dan saam te vorm as 'n eenheid. En dit is ook waarna die Roomse Katolieke, die pausdom, na streef. So daai separation between church and state, wel, ons sal sien hoe hulle dit gaan hanteer, want hy vra af, is dit 'n big deal, maar hy wil fokus op die godsdienstgedeelte, op die geloofgedeelte. So, is dit dan nou die tyd, is die groot vraag? Is dit die tyd van die einde? Is dit die tyd wanneer die groot dinge gaan gebeur? Is dit wanneer die sonnaarwette in gaan kom? Is dit weer wanneer die vervolging gaan plaasvind? Wel, ek wil graag weer die stelling plaas. Ultimately, believers and non-believers alike will have to wait and see how the Trump-Leo era plays off. Want hierdie is net alles spekulasie, soos wat ek het ook selfs vir u gee. Dis feite wat deurkom en gedagtes wat gedeel kan word. En ons is seker, as nog klomp verskillende media sal luister, glo ek daar sal nog 'n klomp interessante goedjies wees. My vraag is net, moet ons daarna fokus? Ons sien die dinge beweeg in 'n rigting. So ons fokus is daar, maar moet ons al ons energie daar plaas? Ek wil graag herinner, Openbaring 19 vers 10 sê ook, die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Dit wat in die skrif is, wat God weergegee het, hoe dit gaan uitspeel, daar moet ons fokus wees. Ons moet nie weer die fout maak, of soos ander 'n fout maak, om menslike profeseë in te sit en uitwerkings nie. Ons moet sien wat God verklaar, want hy is die enigste een wat profesie kan gee en kan vervul
100% korrek en op tyd. So ons hoef nie te kyk na allerhande onduidelike aanhangsels en teorieë nie. So ons moet bly by die Bybelse profesie, veral oor die eindtyd, ook na Jesus Christus as die verlosser en koning, want sonder Jesus het ons nie die ewige lewe nie. Sonder Jesus het ons nie die koninkryk wat ons kan inbeweeg nie. Jesus is die lewegewer. So as ons al ons fokus plaas op Trump of op die paus wat nou aangestel was, dan verloor ons fokus van Christus, wat die werklike een is, wat sy lewe gegee het, dood en opgestaan het, en wat die kern is van ons verlossing en van die verlossingsplan. En ons sien uit na sy wederkoms, wat die hoogtepunt gaan wees van alle geskiedenis. Ons dink hierdie gebeurtenis van hierdie nuwe paus dan met die laaste week was 'n groot gebeurtenis. Daar was duisende mense en wêreldwyd wat gefokus het daarop. Die wederkoms is nog 'n groter punt in die geskiedenis wat 'n einde maak aan wêreldkoninkryke en Jesus rig sy koninkryk op. So fokus op jou verhouding en gehoorsaamheid ten opsigte van die Heilige Gees en sy werk. Want die Gees help ons ook om standvastig te bly te midde van beproewings en vervolging wat nog gaan kom van hierdie twee bewegings. Hy vorm ons na die beeld van Christus. Want as jy daai beeld soos Adam en Eva geskape was, wat beskadig was deur sonde en ongehoorsaamheid, en die Heilige Gees vorm en hervorm ons van daai beeld. Dit word herstel. En ons word geestelike gawes gegee om die evangelie te verkondig. Die evangelie van Jesus Christus. Daarom, liewe vriende, ons is God se nagwag. Soos hulle in Engels sê, we are the watchmen. Want Jesus het die opdrag gegee, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. En dis waarop ek en jy moet fokus. As ons op 'n stilstand kom en wil fokus op die paus en op Trump, dan gaan die werk van die Here agteruit. So hier is 'n herinnering vir u. Die evangelie is aan alle nasies. Die verandering van die FSA konstitusie moet in plek kom, want alleenlik dan kan die staat en kerk verenig. Dan gaan die Sondagwette gebeur en daar gaan dan 'n groot beweging plaasvind. Baie gaan dan tot bekering kom, baie gaan geherinner word, ek het gehoor van hierdie wat gaan gebeur. En dan sal daar baie op besluit maak, en baie sal nie. Soos die Bybel het stel, die wêreld volg die dier agterna. En as juist daardie tyd waar daar die verseeling plaasvind die Heilige Gees, en 'n skudding wat plaasvind, 'n groot verdrukking, en dis wanneer die genade deursluit. Dan is die pla wat val soos die Openbaring het gee, en die pla kom net op die onregverdiges, die wie Jesus Christus nie aanvaar het nie, en wat deel gevorm het van die eerste en die tweede dier. Dan sê die 1000 jaar, waar die oordeel van God nagegaan gaan word, en na die 1000 jaar, kom die nuwe Jerusalem af op hierdie aarde, en daar sal hierdie nuwe hemel en 'n nuwe aarde geskep word, en hierdie aarde gaan herskep word, want daar's 'n einde dan aan die onregverdiges en aan Satan, en nooit weer sal aan hulle gedink word, of aan sonde gedink word nie. Ons sal genees word, ons gaan lewe sonder om siek te word, sonder om oud te word, en wat wonderlik is, ons gaan lewe saam met Jesus. Hy gaan saam van hier af regeer, en ons is amper daar. So Jesus bring sy koninkryk, en dit gaan vir ewig staan. Dis nie 'n menslike koninkryk, wat net tydelik is, en korrup is nie. So hoe raak dit jou en my? Persoonlike toewyding. Ons het nodig om te leef 'n lewe van gebed, Bybelstudie, gehoorsaamheid aan hierdie Skepper God. 'n Aktiewe sending is deel van ons sendingswerk, wat ons aktief moet wees, want dit help ons om te groei in Christus
en deur die werking van die Heilige Gees, en ook om 'n einde te bring, sodat ons die woord kan verkondig wêreldwyd. Ons moet glo in die Bybel en die Bybelprofesie alleen. Gemeenskapsbetrokkenheid is baie belangrik, want dit is deur gemeenskapsbetrokkenheid dat ons in die plaaslike gemeente ondersteuning kan kry by mekaar in geloof, mekaar kan ondersteun en onderskraag in die moeilike tye wat kom, en saam ook waaksaam te kan wees. Wees bewus van die tekens van die tye en bly getrou aan God. Moenie toelaat dat daar misleidings kom en 'n afdwaling dat ons fokus op die verkeerde dinge nie. So daarby wil ek graag sê, vriende, ons is amper daar. Onthou die volgende paar punte. Jy is waardevol en jy is geroep tot 'n hemelse posisie. As jy in Christus is jy deel van God se eersgeborenes, jy is deel van die erfgenaam van die koninkryk in Jesus. Jy het 'n roeping tot volwassenheid om soos Jesus te wees, die eersgeborene onder baie broers. En jy leef nie net vir vandag nie, liewe vriend, maar as iemand wat 'n ewige erfdeel het. En hierdie identiteit gee ons hoop, sekuriteit en betekenis in elke aspek van die lewe. So, liewe vriende, hierdie twee manne en hierdie twee vir Openbaring 13, die eerste dier en die tweede dier, hulle kan en gaan jou nie red nie. Jesus Christus kan. En Jesus is tans ons middelaar in die allerheiligste in die hemel. En hy is besig om ons verlossing te finaliseer. Mag ek en jy meer tyd met hom spandeer, sodat die Heilige Gees ons kan vorm en kan maak om hierdie beeld en gelykenis van Christus te herstel in ons lewe, sodat ons geseël kan word deur die Heilige Gees, en dat ons kan staande bly teenoor die eerste en die tweede dier, met ander woorde teen Satan, en dat ons vrylik sal saam met Jesus die ewige lewe kan geniet, sodra hy ons kom haal by die tweede koms. Hoe staan jy in Christus? Bly gefokus in Christus. Dis my pleitboodskap aan u. Mooi dag en groete. En as jy enige vrae het, of nog verdere lesings in enigiets wat ons dalk genoem het, of in Bybelprofesie, WhatsApp my gerus by 073-416-8813. 'n Mooi dag en seëngroete, vreugde en vrede vir u.